Goeiedag, wat 'n voorreg is dit om weer saam met u te kuier. Eerste keer hierdie jaar dat ons kan kuier. En dan besef 'n mens dat die jaar so vinnig verbygaan. Dit is alreeds die 6de. Is al 'n week wat hierdie nuwe jaar begin het. En van die weke wat oor is tel ons alreeds dan dit af. Dit is net ongelooflik. En dit is waarom Dawid ook sekerlik sê, Here, laat my dae tel. 6 dae is alreeds verby van hierdie jaar. Die ironie seker van hierdie 6 dae, alhoewel dit vandag maandag is, en ons verlede week nou maar nog gevier het, en nog van al die oorskietkosse geëet het, as dit so met julle ook werk. En ons begin, ek dink, vandag eers 'n bietjie ons dae weer in orde kry. Dit is so dat tussen Kersfees en Nuwe Jaar is groot dae wat ons spesifiek daarom weet, vandag is Kersfees en ons bou op na Kersfees. Maar as 'n hele voorbereidingsfeitelike maand, dalk langer, want ons moet voorberei vir familie en almal wat gaan kuier en gaan kom en gaan. En dan is dit die nuwe jaar. En die dae tussen nuwe jaar en Kersfees is mos dae wat onbekend is. Dis onbekende dae. Dan bestaan Maandag en Dinsdag en Woensdag nie, want dis die dag na Kersfees en die dag voor nuwe jaar en niemand van ons weet wat se dag dit is nie. Ek skrik wakker in die nag en besef maar ek moes voorberei het, want dit voel soos Vrydag, of dit voel soos Saterdag, of dit voel dis nou alweer Maandag. Nee, ons weet nie wat is die dae nie. En dan hierdie dae net na nuwe jaar is net so die mekaar, want na Woensdag wat ons 'n diens het vir nuwe jaar, dan moet ons eintlik Donderdag met Maandag begin, want ons het dan gister kerk gehad. Baie die mekaar. Ek dink dan as Sondag aanbreek, wat ons dan regtig kerk het. Dit is interessant, toe my vrou vir my sê, na Woensdag se diens, jy moet weer koortjies kry vir Sondag se diens. Dan sê ek van nee, maar ons het dan net gister diens gehad, maar dit was Woensdag. Ja, ek weet nie met julle nie, maar nou vandag is dan nou weer die eerste Maandag. Nou voel dit daarom, Maandag het weer vir die eerste keer aangebreek. Ja, nou kan ons weer begin met Maandag, Dinsdag, Woensdag. Van julle het begin werk. Van julle het begin om weer terug te keer na die sweet van jou aangesig. Daar is seker julle wat nog met vakansie is. Die kinders is daarom nog vir so 'n tydjie by die huis. Nie dat al die ouers sekerlik dit as 'n positiewe belewenis het nie, ons toe maar ek maak net 'n grappie. Maar op die uiteinde van die dag, is dit ook nou die eerste Maandag, daai spesiale Maandag. En ek sê dit weer maar met tong in die kies. Dis ons nou vandag wat ons nou weer begin met ons dieet. Die vandag wat ons nou begin om te gaan oefen, ons aansluit by die gym, sodat ons hierdie jaar ons voornemens kan uitleef, want ons het ons nou hierdie voornemens van verandering. En alhoewel ek dit al gesê het, op die kalender is dit 'n nuwe jaar. Eintlik was dit maar net nog 'n dag, nog 'n aand wat aangebreek het, en die volgende dag het maar net aangegaan. Eintlik soos wat die Bybel sê, die een kondig die ander aan sonder woorde. Hy roep die een dag, of die nag roep die dag aan, dat dit moet aanbreek. Maar vir ons, op ons kalendertjie, was dit dan 'n ou jaar en 'n nuwe jaar. En dan is dit 'n tyd wat ons 'n nuwe blaadjie omslaan, die ou mense altyd gesê. Ja, nuwe besluite neem in ons lewe. Nuwe voornemens. En ek weet ons
van ons is al nou oud genoeg om te sê, nee, ons het nie meer voornemens nie, ons lewe maar net dag tot dag. Want ons het ook beleef dat in ons lewe die voornemens hou nie regtig so lank nie. Wat aan die een kant baie jammer is, want ons het partykeer sulke goeie voornemens, ons het so partykeer sulke mooi dinge wat ons wil sê, ja, ook in ons geestelike lewe. Dit is die dae, die ou jaar of die nuwe jaar, wat ons gewoonlik preek en sê, slaan nou hierdie jaar jou tentpenne wyd. Ons sê, verwag nuwe dinge in die Here. Ons maak die verklaring, ek en my huis sal hierdie jaar die Here dien. Ek wil hierdie jaar verdiep. Ja, ons neem besluit om te sê, hierdie jaar gaan ek meer kerk toe, ek gaan by die woordskool aansluit, ek gaan begin sonnaskool gee, of ja, by die jeug betrokke raak, of wat dit ook al mag wees. So daar is goeie redes waarom ons voornemens het. Voornemens om meer te rus, meer tyd aan ons gesin te spandeer. En ons moet almal elke dag eintlik voornemens hê. Dit word gesê dat as jy net 'n beter persoon kan wees as wat jy gister was, dan het jy ver gevorder in jou lewe. As jy vandag net meer gelag het as wat jy gister gelag het, bly kan wees, minder bekommerd kan wees. En dit is wat die belofte van die Here is, en waaroor ons opgewonde is, dat die Here beloof, ek sal met jou wees elke dag. Ek sal jou vashou, ek sal jou versorg. Dis die belofte van die Here. En ek dink een van die grootste voornemens wat ek sal graag wil neem, of dan die voorneming wat op die top van my lys is om regtig my ondergeskik stel aan die wil van God, ja, in heiligmaking en in verdieping in hom, meer tyd saam met hom, maar dat ek hierdie eie wil van my, wat so bekommerd raak, so partykeer hysteries raak, partykeer vrees, om daardie wil van my onder die verklaring van God neer te lê, wat sê, ek sal vir jou sorg. Jy sal nie tekort hê nie. Ek is die ene wat vir die mossie van die veld en die lelie van die veld, ek kan vir jou sorg meer as wat Salomo in al sy pragt en praal vir homself kon gesorg het. En die ergste van alles is, dit is my getuienis van my lewe. Ek noem dit altyd en ek het nie 'n beter of miskien lank genoeg daaraan gedink om vir myself 'n ander verklaring te kry is om te sê, partykeer druk die Here in my 'n put. En ek bedoel dit in die mooi sin van die woord. Partykeer bewys die Here my verkeerd, of bewys die Here, of eintlik moet ek sê, partykeer glimlag die Here maar net oor my. Wat so bekommerd kan raak, wat so hard werk, wat so dinge begeer, en daarna streef, en dan kom die Here en hy druk my 'n put, hy gee vir my beter as wat ek vir myself kan gesorg het. Hy gee vir my beter, doen vir my meer, as wat ek in my menslike beplanning dit kon gedoen het. Ek het dit beleef in my lewe, veral die afgelope paar jaar, die paar jaar en nou 7 jaar in Kiorensa se bediening. Ons gemeente is nou 7 jaar oud hierdie jaar. Hierdie plek van veiligheid, ek wil dit amper sê, unieke gemeente. Gemeente wat 'n familie is. Gemeente wat begin het uit, wil nie sê seer nie, maar begin het uit die behoefte om saam te wees, om 'n ons te wees, om net normale mense te wees wat gefaal het en wat maar net weer opstaan, wat nog steeds faal en mekaar liewer vashou en dra en verdra en glo dat God dit vir ons doen.
So een van my voornemens is om die Here meer te vertrou. En ek weet dit is 'n holriggeryde verklaring, vertrou net die Here, vertrou net, maar om regtig net terug te kyk oor my lewe en te besef dat die Here vir my meer gedoen het as wat ek self vir myself kon doen. Ook in die materiële. Ek het al hoeveel keer getuig. Toe ek in die vermoë was, het ek nie eers noodwendig gehad wat ek vandag het. Toe ek my besighede gehad het, en al hierdie tipe van dinge, en groot inkomstes, het ek eintlik nie eers altyd so lekker geëet soos wat ek partykeer eet nie. Met die min kan ek en my vrou partykeer sit en 'n milkshake drink deur die dag, terwyl ons so rondom ons kyk en dit lyk asof dit net die ryk mense is wat dit kan doen, en tog kan ek en sy ook maar al deur ons ou milkshakeie, maar ons kan dit 10 uur in die oggend doen. So die Here gee vir ons meer as wat ons vir onsself kon sorg, want die tyd wat ek gewerk het en die tyd wat ek in die besigheid was, en ja, die bediening hou my besig, glo my, maar verstaan my as ek sê, die tyd wat ek gejaag het, gestreef het, al hierdie begeertes gehad het van om in die sekulêre wêreld te merk te maak, het ek nooit daardie tyd en die geleentheid gehad om maar net stil te sit op 'n oggend en net te kan sê, weet jy wat, die Here sorg vir my. Om in die aande te gaan slaap en nie te bekommerd te wees oor hierdie projek en daardie projek. En ja, ek is bekommerd oor die gemeente en jy is bekommerd oor alles wat andersins gebeur, maar om 'n vrede te hê wat alle verstand te bowe gaan. En ek wil jou bemoedig in hierdie jaar dat dit een van jou voornemens kan en mag en moet wees om te sê, ek gaan stil word in myself en my ondergeskik stel aan die pad van God. Om nie te sê, môre gaan ek hierdie en daardie doen nie, maar as die Here wil. En menen dat, as dit in die beplanning van God is vir my lewe, dan wil ek A en B en C doen. Maar andersins wil ek net stil wees en glo dat God vir my die beste het. My pa het altyd so tong in die kies gesê, die beeste op 1000 heuwels behoort aan die Here en ek eet varkvleis. En ek glo dat as ons maar net vertrou, hy sal vir ons gee. Al is daar nie skape of bokke in die kraal nie, en al is die oes te min, het die Here ons nog nooit begewe en ons nog nooit verlaat nie. En ek wil jou bemoedig om werklik waar oor te gee, net te sê, ek moet dit eintlik nie eers sê nie, bly net stil. Ek het op hierdie forum al gesê, ek het in my laaste tyd geleer om net op my knieë te gaan, vir die Here te sê dankie, te vra vir wysheid en insig om my dae te bestuur, te beplan, om raak te slaan, soos Paulus sê, ek slaan nie soos iemand wat in die lig slaan nie, maar om raak te slaan, om aan hierdie wedstryd deel te neem, en te wen, en klaar te maak. Niemand skryf vir wedstryd in om op te hou nie, maar om werklik te begin hardloop en te sê, ek wil dit vir die Here doen. My gebed is in die oggende elke keer as ek op my knieë gaan om te sê, laat u naam geheilig word deur my vandag, laat u koninkryk kom en dat u wil geskied. As daar versoekings my pad langs kom, Here help my dat ek nie daarvoor sal val nie. Vergewe my Here vir my oortredings, want ek weet dat ek nie in staat is om al die versoekinge heeltemal te oorwin nie. Nie in myself nie. En Here help my dat ek sal groei vandag, dat ek op die einde van die dag sal vernuwe in u gees en in u wil, sodat ek myself kan oorgee. Maar op die einde van die dag is dit so dat hierdie lewe wat ons in lewe is 'n gebroke lewe, en daar is vir ons baie versoekinge en daar is baie dinge wat met ons gebeur. Ons het oor hierdie Kerstyd of eintlik oor die Nuwejaartyd ook vriende verloor aan die dood, aan kanker. Daar is mense wat gediagnoseer is met kanker, wat baie siek is in hierdie tyd. Mense wat in ongelukke was, teëspoed, kinders wat in hospitale opgeneem word.
Ja, daar was ook geboorte van kinders waaroor ons juig en jubel, maar hierdie lewe gebeur met ons. Mense wat in die gesig staar finansiële krisisse en moontlike werkverlies en al hierdie dinge is deel van ons lewe. Maar ek het ook so rukkie terug daaroor gepraat, oor die 4 dinge wat 'n mens verander. En ek wil kortliks net daaroor praat. Daar is 4 dinge wat 'n gegewe is wat mense verander. Kyk, daar is 'n gegewe, vrees en seer is 'n gegewe in elkeen van ons se lewe op jou eie standaard en op jou eie manier. Vir elkeen is dit uniek, jou seer en ja, jou vrees. En so is daar ook 4 dinge wat hulle werklik sê verandering bring in ons lewe. En ek wil vanmôre uitroep en sê, as hierdie 4 dinge in jou lewe kom, maak seker dat jy daaroor dink en maak seker dat jy daaraan aandag gee dat wat met jou gebeur het, dit jou sal verander, nie in bitterheid, nie in seer en in vrees nie, maar dat dit jou sal verander, dat dit jou nader sal bring aan God. En die enigste manier hoe ons dit kan doen, is dat ons werklik aandag daaraan sal gee, 'n kognitiewe besluit, 'n werklike intellektuele besluit neem om te sê, dit is wat nou gebeur, dit is wat nou aangaan, maar Here, ek gaan op U staat maak, ek gaan U soek in elke situasie van my lewe. Hulle sê dat ons, partykeer as ons so seer kry, dat ons moet verander. Ja, die dood en diagnoses en so aan verander ons dat ons moet verander. Of beïnvloed ons dat ons moet verander. Maar ek wil vandag sê, wanneer dit gebeur, en dit is moontlik, dat baie dinge gaan gebeur, omdat ons in 'n gebroke lewe gaan ingaan en in is. Onthou, ons is nie deel van hierdie wêreld nie, ons is in hierdie wêreld. So ons word blootgestel aan die dinge van die wêreld, en as dit gebeur, wees versigtig, dat daar nie bitterheid in jou hart kom nie, en eerder net sê, Here, ek gaan U vertrou, dat alles ten goeie mee gebeur. Dat al is daar 'n oomblik wat ek by 'n graf moet staan, of siekte, of ja, my besigheid, of wat dit ook al mag wees, waarin ek myself bevind, dat ek nie bitter sal word nie kwaad sal word nie, dat my verandering nie negatief sal wees nie, maar positief, om te sê, ook hierin sal ek die Here loof, hierin sal ek die Here soek. Die tweede ding wat hulle sê ons lewe verander is, as ons iets sien wat ons na wil streef. En partykeer is dit negatief. Ons sien dinge, ons wil ook rykdom en eer hê, ons sien dit in ons lewe, dis emosioneel en ons wil daarna streef. Ons wil ook streef om, sê maar, ryk te word, of ons wil daarna streef om populariteit, of ons wil streef daarin in ons sport en in ons liggaamlike oefening en wat dit ook al mag wees, wat goed is, maar weer eens, dit kan vir ons 'n afgod word. Psalm 69 sê so mooi dat daar is geen ander God nie. Alle gode wat die mens gemaak het, is afgode, en dit gaan jou teleurstel en dit gaan jou vernietig. Rykdom en eer en populariteit is nie iets wat jou lewe kan vul nie. Dit maak nie die leemte in jou lewe vol nie. Dit skep net 'n geleentheid om weg te hardloop van die leemte. Maar wanneer ons iets sien waarna ons streef, kom dat ons ek wil dit noem, die bril opsit van God en sê, Here, laat ek streef so na hierdie verandering, dat U deel daarvan is, dat jy as in totaliteit daardeur verheerlik gaan word. So, wanneer ek dan streef na rykdom, dat U daardeur ook verheerlik word. Wanneer ek streef daarna om te vorder, om vir my dan 'n nuwe huis of uit te bou, en daar is niks meer fout om in die materiële te groei nie. Die Here wil hê, hy wil ons seën, hy het Abraham geseën en almal geseën, maar dat ons sê, daardeur gaan ek ook en sal ek ook die Here dien. Ek sien dit soveel keer in die gemeente, dat mense sien en streef na dinge, en dan word God
die tweede of die derde of die vierde plek, of dit is nie eers meer in die verwysingsraamwerk van mense nie. So as ons streef, laat jou strewe ook wees om die Here te verheerlik. Partykeer leer ons in die lewe genoeg dat jy wil verander. Ons leer sekere dinge aan, ons leer karaktertrekke aan, ons leer dat vriendskappe, interpersoonlike verhoudings wat jou karakter bou, ons leer in die lewe, ja, van die lewe, en dan kan dit so wees dat ons begin twyfel, of ons begin sê, maar nou verstaan ek nie hierdie of daardie meer nie, maar ek wil bid en vra dat wat ek ook al sal leer van hierdie lewe, wat ek ook al sal leer van dit wat rondom my gebeur, dat dit nie my weg sal vat van God af nie, maar juis nader aan God sal vat, en dat ek juis sal streef om meer te leer van hom, sodat ek kan vernuwe en verander. Dat my verandering sal wees om meer te hê van die vrug van die Gees, meer van die gawes van die Gees, sodat ek dit kan uitleef in die bediening wat God vir my gegee het. En ja, al vorder ek in wysheid en in insig, dat ek nogtans sal sê, tot eer van God. Dat dit sal wees soos wat Salomo gesê het, gee vir my wysheid, Here, en dat ek daai wysheid sal gebruik tot eer van God. Nie wysheid om te leer van iets en dit my verder wegvat van die Here nie, maar nader aan die Here. Dan sê hulle, wanneer ons ontvang, maak dit ook dat ons verander. Ja, ons kry geleenthede, deure gaan oop. Ons kry dalk hierdie wat ons na gestreef het. En dit kan mense verander. Iemand het eendag gesê, gee iemand net geld, dan sien jy wie hy regtig was. Of gee iemand net 'n bietjie aansien, dan sien jy wie hy regtig was. En miskien wanneer ons die aansien en die eer en al hierdie dinge kry, ontvang, verander dit mense. Het jy dit al agtergekom? Veral, en ek hou nie daarvan om so oor geld aanhoudend te praat nie, maar dit is so dat as mense begin ryk word, dan begin hulle nie meer met jou assosieer nie. Maar kom dat ons op daai plek kom, dat wanneer ek ontvang uit hierdie wêreld uit, wanneer ek sien dit in die politikuste, hulle gaan in die politiese wêreld in, en die persoon wat begin het as 'n mooi kind van die Here met standaarde en met goeie beginsels, ja, ontvang hierdie eer, ontvang hierdie bekertjie in die lewe. Nou is jy 'n politikus, nou is jy 'n minister, of nou is jy 'n president, en dan verander die standaarde in die lewe. Ontvang kan 'n mens verander. En ek vra dat ons versigtig sal wees. Want partykeer ontvang ons 'n huweliksmaat, ontvang ons 'n kind, daar word by ons bygevoeg, en dan verander ons lewe. Ek sien dit so baie mense wat die Here gedien het, en dan wanneer hulle trou, en dit is wat die Here gesê het, partykeer kry ons 'n land, partykeer kry ons 'n vrou, partykeer koop ons 'n bees, en dan het ons te besig geraak vir God. So wanneer ons dan in ons lewe seer kry, dat dit ons sal verander, want ons weet die lewe maak seer. As ons genoeg sien, dat ons daarna wil streef, iets niets. Ja, ek wil ook nou 'n Porsche ry, of ek wil ook nou hierdie graad hê, of ek wil ook hierdie besigheid hê, of ek wil ook hierdie huisie by die see, en ons streef daarna, en ons werk daarna, en ons laat ons lewe daarna ingerig word, of ja, ek leer genoeg, en partykeer is ons wysheid of insig in sekere dinge maak dat ons dink ons weet alles. Paulus het daarteen gewaarsku, hy het gesê, pas op, dat jy nie dink jy weet alles nie, want as jy dink jy weet alles, het jy nie nodig om jou weer te bekeer nie. Om weer te sê, Here, ek wil meer en meer van U ontdek nie. So dit is 'n Christelike beginsel ook.
Maar ons kan partykeer te veel weet en te veel en te slim wees. So, wanneer ons leer en ons wil verander, laat dit wees volgens die woord van die Here. En ontvang, wanneer ons ontvang, maak seker dat dit in daardie ontvangs vir jou meer gee, geleentheid gee om meer te gee. Ek sien dit so baie mense. Ek het altyd gesê, dit is hartseer, die arme mense deel meer met mekaar. Kan jy onthou toe ons maar net 'n draad tussen ons gehad het, en 'n koppie suiker en 'n bietjie sout geleen het, of tomaties uitgeruil het met aardappels. Die ryk mense met die hoë mure deel nie meer nie, ons gee nie meer nie. En as ons gee, dan word dit afgeneem. So kom dat ons leer om meer te gee. En ek weet ook dat wanneer ons gee vir die koninkryk van God, die Here jou sal seën. Sodra ons lewensstandaard opgaan, dan het ons meer verantwoordelikhede, duurder karre of huise, of wat dit ook al mag wees, terwyl ons eintlik, wanneer God jou seën, meer moet deel, meer moet gee. So hier is die veranderlikes, hier is die faktore wat mense verander. En ja, aan die een kant besluit ons tot hierdie veranderings. Ja, ons het nuwejaarsvoornemens, maar laat al jou nuwejaarsvoornemens wees tot eer van God. Ja, as jy oefen, laat dit wees sodat die gesonde liggaam, 'n gesonde gees kan hanteer. Dat jy meer vir die Here kan doen. As jy voel jy wil meer hierdie jaar vriendelikheid en meer in jou vriendskappe belê, laat dit in Christelike vriendskappe belê. Laat dit belê word in daardie persone wie se lewe jy kan verander. Wanneer ons sekere ding uit ons lewe wil hê, ja, laat die sonde en ongeregtigheid wees wat ons wil uitsny. Laat dit wees 'n heiligmaking wat ons nastreef. Maar wanneer hierdie veranderlik is, ons lewe, ons pad langs kom, ons lewe beïnvloed, insaag begin hê in ons lewe, dat dit wees tot eer van God. En hierdie 4 dinge, ons noem dit seisoene, hierdie 4 faktore, is eintlik amper 'n gegewe. Is 'n gegewe dat dit ergens gaan gebeur. Jy gaan seer gemaak voel, nie omdat ek lelik profeteer nie, nee, jy gaan iets sien wat jy wil nastreef, jy gaan iets leer in hierdie lewe wat jou kop kan wegvat van God af, of nader bring aan die Here, en jy gaan ontvang, ja, 'n nuwe werk, of wat dit ook al mag wees. Mag elke een van hierdie veranderings 'n verandering en 'n verdieping bring in die Here in 2025. En mag die Here jou regtig seën, mag die Here jou op paaie vat wat jy nog nooit was nie, vir jou kennis en openbaring gee wat jy nog nooit gehad het nie, en dat jy eerder sal sien die heerlikhede van die Here, die majesteit van ons God, sodat jy daarna sal streef, dat jy werklik waar sal leer die diepere dinge van ons God, en wie hy is, en wie hy vir ons kan gee, en dat hy deur elke proses wat met ons gebeur, en alle seer en pyn en ellende, dat dit alles ten goeie mee kan werk, want hy is God. En my gebed sal wees, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. En die belofte van Curentia is, when I pray, I will pray for you. When you pray, will you pray for me. Volg ons op die Facebook. WhatsApp my as jy so voel. En mag elkeen van ons 'n jaar beleef waarin God homself openbaar. Wat ons elke dag aan die soem van sy kleed kan vashou en kan beleef dat hy met ons is. Hy sal ons nie begewe en nie verlaat nie. Vertrou hom net, glo hom net, wees stil en weet dat hy God is. Amen.